om hier te wees. Ek glo met my hele hart dat die Here ook 'n boodskap vir elkeen van ons het om ons hoop te gee en op te rig en sterk te maak en ook om ons te bemagtig en dit aan die wêreld te gaan verkondig. Terwyl ons so sit, kom ons sluit net die oë vir 'n oomblik en vra die Here se seën ook op sy boodskap vanoggend. Dierbare Here Jesus, wonderlik is U naam. Kragtig is die naam van Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Vader, ons kom vanmôre na U toe met vrymoedigheid, omdat U die weg vir ons gebaan het. Here, omdat U liefde ons trek om naby aan U te kan wees. En daarom vra ons, as U dan elkeen van ons vanoggend met U liefde omvou en omarm, dat ons harte warm sal word wanneer U met ons praat. Dankie dat U hier is om met elkeen van ons te praat, Here, vir ons te bemoedig, te versterk. U ken elkeen se omstandighede. U ken ons van binne en van buite, voordat ons onsself eers ken. Here, seën vanoggend se boodskap. Breek vir ons die brood vanoggend. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het een skrifteks vanmôre wat na ons toe kom en dit is uit Johannes 14 vers 6. En ek lees dit graag vir ons. Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Amandla, Amandla, viva, viva. Jesus vir president. Dit is ons tema vanoggend. En nou sê julle vir my vra, waarom gebruik ek dan nou hierdie terme of hierdie kreet of hierdie strydkreet? Die woord Amandla beteken letterlik krag of mag. En dit kom van die Nguni, Zulu en Xhosa, is die Xhosa woorde, wat beteken mag en krag, en viva kom van die Latynse term viva voce, wat beteken eintlik 'n stem. So krag en mag in die stem, en viva beteken letterlik lank lewe. Dis 'n juigkreet, lank lewe Jesus vir president. Ons kom pas uit 'n verkiesing uit. Almal van ons hopelik het gaan stem om ons merk te maak. En ons sit almal in afwagting om te hoor van die finale uitslag. Die meeste stemme is al getel en die stemsyfers het al deurgekom en baie mense sien nou al 'n groter prentjie van wie vir die volgende 4 jaar met mag en met krag en met stem Suid-Afrika gaan regeer. Nou geliefdes, vanmôre wil ek nie praat oor partytetiek nie. Ek wil praat oor 'n ewigheidspolitiek. Jesus vir president. En ek wil graag vanmôre vir u 'n manifest, 'n verklaring gee van waarhede wanneer ons vir Jesus as president sou stem. Hierdie skrifgedeelte Johannes 14 vers 6 is die skrifgedeelte in die Bybel wat die grootste argumente uitlok en ook die grootste teenstrydighede veroorsaak in vandag se godsdienstbelewing van mense. Maar vanmôre wil ek 'n verklaring maak, 'n manifest, as Jesus vir president gekies sou word. 'n Manifest is 'n verklaring van waarhede oor die missie en die visie en ordereëlings en ook die waardes en normes vir 'n spesifieke party
En sekere kwessies word aangeraak deur hierdie manifest. Jesus vir president. Kom ons gaan kyk na 'n paar van hierdie kwessies wat Johannes 14 vers 6 vir ons duidelik stel. En die eerste kwessie wat vir ons uitgelig word is lidmaatskap. Wanneer ek Jesus as president sou verkies, dan sou Jesus as ware die volgende gesê het. In hierdie gedeelte begin met Jesus het gesê. Hy sou die volgende gesê het. Hy sou 'n verklaring maak aan die mense om te sê, as jy vir my kies, dan sal ek die volgende waarhede en die volgende verklaringe aan jou maak. En Jesus sê dit baie duidelik. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Baie duidelik stel die Here dit, dat lidmaatskap is nie vir enige iemand wat tot hierdie party van Jesus vir president behoort nie. Met ander woorde, as jy dus vir Jesus sou stem as 'n president, dan moet jy 'n ingangsreg hê, 'n paspoort, 'n kaartjie hê om te kom stem vir Jesus as president. Daar word 'n baie bekende verhaal vertel van twee mense wat aan verskillende kante van die aarde op presies dieselfde tyd sterwe. En die een is 'n wedergebore kind van die Here en die ander een is 'n ateïs, iemand wat nie in God glo nie. En toe hulle oë in die doodryk oopmaak, toe sien hulle daar is 'n paadjie wat oploop daar na die hemelpoorte toe. En die twee ontmoet op daardie paadjie. En terwyl hulle so stap toe, kom die Christen so naby aan die ongelowige, die ateïs, en hy sê vir hom, jong, ek sien jy is heeltemal buite jouself en baie onseker van jouself. En hy stel homself voor en hy sê, wat dink jy van wat besig is om te gebeur? En die man sê vir hom, nee, hierdie is vir my nou totaal en al 'n nuwe ding, want ek glo nie aan 'n lewe na die dood nie, ek glo nie in God nie. En hier is ons nou op pad daar na die hek toe. En die Christen sê vir hom, hy sê, weet jy dat jy 'n kaartjie nodig het om in die hemel te kom? Net soos wat jy, wanneer jy op 'n bus of 'n vliegtuig gaan, moet jy 'n kaartjie hê, moet jy 'n paspoort hê, moet jy 'n toegangsreg hê, of 'n ingangsreg hê. En die man sê, nee, maar hy het nie 'n kaartjie nie. Nou, dis 'n manier hoe jy 'n papier vou, en dan vorm dit 'n tipe van 'n kaartjie, en dan skeer jy daai kaartjie 2 keer, en die nie-Christen vra toe vir die Christen, hy sê, het jy 'n kaartjie? En die Christen sê, ja. En die man is baie benoud, en hy sê, man, kan ek nie 'n stukkie vir jou kaartjie kry nie? En die Christen sê, jong, dit werk nie so nie, maar goed, hier is 'n stukkie van my kaartjie, en dan skeer hy nou 'n gedeelte van die kaartjie, die papier wat gevou is, af. En die nie-Christen vra 'n tweede keer, toe hulle so nader aan die hek kom, kan ek nie asseblief nog 'n stukkie van jou kaartjie kry nie? En die Christen sê, jong, dit is nie hoe dit werk nie, maar goed, hier is nog 'n stuk van my kaartjie, en dan skeer hy nog 'n gedeelte af. En Petrus neem dan die kaartjies op, en hy vou dit oop, en as die Christen sy kaartjie ingee, en hy vou dit oop, dan vorm hierdie kaartjie 'n duidelike kruis. En dan sê Petrus vir hom, welkom in die huis wat die Here vir jou voorberei het. Jy het die regte kaartjie, jy het die regte toegangsreg, die regte paspoort. En dan gee die nie-Christen hierdie fragmente van papiertjies in, en as dit oopgevou word, dan spel dit 'n baie duidelike H-E-L-L, hel. En dan sê Petrus vir hom, jammer jongman, maar jy het nie die regte kaartjie nie, jy kan nie ingang in die hemel nie, daar is nie vir jou plek hier nie, daar is 'n ander plek vir jou, en dit is in die hel. En dis presies wat hierdie
gedeelte sê. Daar is mense wat vir ewig hemel toe gaan, wanneer hulle deur Jesus Christus verby die kruis gaan, op Golgotha, en Jesus se werk, en sy woorde wat hy tot ons gespreek het, en sy dade, en dan is daar ander mense wat nie gaan nie, maar wat vir ewig verlore sal wees. Ook die verhaaltjie van die 3 jongmans wat Jesus in 'n struik wou laat trap, en hulle die vorige dag het een van die jongmans 'n voeltjie gevang, en die sou hy agter sy rug vashou, terwyl Jesus met 'n groot skare mense sou praat, en dan sou hy vir Jesus 'n struikvraag vra, om hom dan te diskrediteer vir die mense. Vol bravade stap die 3 jong manne die volgende dag, terwyl Jesus by 'n groot klomp skare besig was om met hulle te praat, en die jong man gaan staan en hy hou die voeltjie agter sy rug vas, en hy vra: "Rabbi, jy sê dat jy so groot profeet. Kan jy vir my sê wat het ek agter my rug?" En Jesus het hom so vas in die oë gekyk en vir hom gesê: "Jong man, jy het 'n voeltjie agter jou rug." En verbaas oor Jesus se insig en kennis, vra hy toe sy struikvraag, en hy sê: "Jesus, maar sê vir my, is die voeltjie dood of lewe die voeltjie?" En wanneer Jesus so sê die voeltjie is dood, dan sou die man met sy duim en sy wysvinger die voeltjie se nekkie breek en 'n dooie voeltjie vir die mense wys. Maar as Jesus so sê die voeltjie is dood, dan sou hierdie man die voeltjie laat los en 'n lewendige voeltjie aan die mense presenteer. En Jesus het hom so met heimwee in sy oë gekyk en vir hom gesê die volgende: "Jongman, die keuse lê in jou hande." As lidmaatskap tot hierdie party vir Jesus as president, moet ek en jy die regte keuses gemaak het. Die regte keuse gemaak het, en dit is om te bekeer van ons sondes, Jesus om vergifnis te vra, en vir Jesus as verlosser aanneem. Vir Jesus vra om deur sy Heilige Gees binne in ons te kom woon, en dat sy Gees ons sal wederbaar. Dit bring vir ons die regte lidmaatskap. Nou, manifest spreek ook uit oor behuising, kwessies van eiendom, finansiële beleid, die mandaat wat ek en jy dan het as lidmate van hierdie party. Kom ons gaan kyk 'n bietjie gou-gou wat sê Jesus vir ons ook in sy woord. Hy sê in Johannes 14 vers 1, kyk, ek sou dit nie vir julle gesê het as dit nie so was nie, maar ek gaan om vir julle 'n woonplek voor te berei, 'n huis te bou. En as ek gegaan het, dan sal ek terugkom en ek sal julle kom haal en ek sal julle bring waar ek is, want in die huis van my Vader is daar baie wonings. My broer en suster, ek en jy het nie 'n huis op hierdie aarde nie. Ons het 'n tydelike tentwoning. En 1 Korinte 15 en Prediker 9 praat baie duidelik van ons huis is nie op die aarde nie. Ons besittings is nie op die aarde nie. Die Here sê vir ons in Matteus 6:20, hy sê: "Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie kan verniel nie, en waar die diewe nie kan inbreek en steel nie." Ons tentwoning op hierdie aarde, in die party vir Jesus as president, is tydelik, is nietig. Maar ons het 'n woning in die hemel. Ons het skatte in die hemel. Selfs ons pensioen en ons mediese fonds op die aarde is tydelik. En party van ons het nie eers 'n pensioen en mediese fonds of 'n ordentlike salaris nie. Maar Jesus sê vir ons in die Bybel, hy sê, in die hemel, julle woning in die hemel is daar. Julle pensioen
is volledig in die hemel. Jy het die beste mediese fonds in die hemel. Daar is geen siektes of trane of pyn of hartseer in die hemel meer nie. So spreek hierdie manifest vir Jesus as president tot diegene wat vir hom wil stem. En hy sê in Lukas 9 vers 58, hy sê, jakkalse het gate om in te bly, en die voëls in die hemel van die hemel het neste, maar ek, die seun van die mens, het nie eens 'n plek om my hoof, my kop neer te lê nie. Op 'n ander plek sê die Here vir ons in Matteus 19 vers 21, hy sê, niks op die aarde, nie jou geld, nie jou besittings behoort aan jou nie. Vir hierdie ryk jongman sê hy, as jy volmaak wil wees, verkoop al jou goed en gee dit vir die armes en volg my. Vir Jesus se disippels het hy vir hulle gesê, ek sal julle vissers van mense maak. Los alles wat jy het en volg my. Baie duidelik sê die manifest vir ons, hoe ons moet dink oor ons behuising en ons eiendomme en ons finansiële implikasies van ons lewe. Die Bybel sê egter ook vir ons dat ons het 'n manifest. Ons het 'n manifest in die hemel en hierdie manifest sê vir ons of 'n mandaat. Ons hooftaak op hierdie aarde is om vissers van mense te maak. Matteus 4 vers 19. En ook in Handelinge 1 sê die Here baie duidelik vir ons om disippels van die Here te maak, van die mense, en hulle te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die Esegiel gee die Here vir ons die mandaat om te sê, as ek julle president is, dan verwag ek die volgende van julle om 'n wag op die muur te wees en die mense te waarsku as die vyand aankom. Geliefdes, die Here praat ook in hierdie manifest waarin ons Jesus vir president kies van ons lewe, ons sosiale gedrag. Hy sê in Matteus 10 vers 21 tot 23, as jy vir my as president kies, dan sal die volgende met jou gebeur. Mense gaan jou doodmaak ter wille van my naam. Mense gaan jou haat ter wille van my naam. En wanneer jy wegvlug van een dorp na 'n ander, moet jy weet dat ek is altyd by jou. Maar ek stuur julle soos skape tussen wolwe. Ek gee julle aan oor verdrukking oor. En julle sal doodgemaak word. Matteus 24 vers 9. Die gedrag wat die Here vir ons sê, waar volgens die lidmaatskap van hierdie party moet wees is, as jy vir my as president kies, dan verwag ek van jou die volgende waarheid, die volgende verklaring sal ek in jou maak. Wanneer iemand jou op die een wang klap, draai vir hom die ander wang. Wees lief vir jou vyande en bid vir jou vyande. Heeltemal radikaal van dit wat ander politieke partye of ander mense sou sê vir my en jou om te kies. Ons grootste mandaat op hierdie aarde is bring God se liefde en sy heerskappy op die aarde. 1 Johannes 2 vers 1. En daarom, my broer en suster, moet ons baie versigtig wees wanneer ons vir Jesus as president sou kies. Want God se visie is baie duidelik, dat niemand verlore sal gaan nie, maar dat almal gered sou word en dat die koninkryk van God op die aarde gevestig sou word. Kom ons kyk nou nog 'n paar kwaliteite van wie die mense is
wat vir Jesus as president sou volg. Die kwaliteite van 'n lid van die party vir Jesus vir president. Jesus sê, as jy vir my kies, dan verwag ek van jou dat jy eienaarskap sal hê van dit wat ek vir jou gee. Eienaarskap beteken om te besit en te beheer oor die eiendom wat ek vir jou gee. En die eiendom wat die Here vir ons gee is nie fisiese eiendom of geld nie, maar dit is kwessies soos geloof en om barmhartig te wees teenoor mense en om die woord van God te leer en aan mense te bring. Dit beteken ook dat ek en jy 'n verantwoordelikheid vir die welstand van iets moet neem. Ons moet omgee vir mense. Een van die groot kwaliteite is dat mense wat lidmaatskap van hierdie party vir Jesus vir president het, is hulle het 'n lewe van diens aan mekaar. En hulle wil sien dat die koninkryk van die Here in elke lewe gevestig word. Dit is mense wat lewe uit genade en uit waarheid. Die Here sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Met ander woorde, ons kry dit alleen in die woord van die Here as hy vir ons sê, julle is uit genade gered, nie uit julle goeie werke nie. Julle neem dit aan in die geloof in Jesus Christus. Julle kry hierdie waarheid alleen, die woord van God, en spesifiek Johannes 14 vers 6. Mense wat 'n boodskap van hoop en verwagting na die wêreld bring. Ja, daardie verwagting wat sê, ek maak nie my huis hier op die aarde nie, maar ek maak dit in die hemel. Mense wie se waardesisteem radikaal verskil van die waardesisteem van die mense wat in die wêreld leef. 'n Kind van God staan uit. Om vir Jesus as president te kies, beteken dat ons passievol moet wees om die evangelie van Jesus Christus aan die hele wêreld te verkondig. Ja, my liewe broer en suster, om deel te wees van hierdie strategie om Jesus as president te verkies, sê Markus 2 vers 14 en Lukas 5 vers 1 tot 11 vir ons, dat things in the kingdom of God are better caught than taught. Ons moet mense vang deur ons voorbeeld en ons navolging van Jesus Christus. Want dit wat ons doen, dit wat ons sê, en dit wat ons uitleef, trek meer mense na die koninkryk van die Here as dit wat ons probeer verkondig. Ons moet die autoriteit in Christus Jesus aan hulle bring en ons moet hierdie vestings, hierdie bande wat mense vashou aan die wêreld, moet ons breek in die naam van Jesus Christus. Efesiërs 6 vers 10 tot 20 en Openbaring 12 vers 11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis en hulle het hulle lewe nie lief gehad tot die einde toe nie. Ons moet eenheid bewerkstellig onder mekaar en ons moet dit elke dag bevestig dat ons almal een is in ons siening, in ons mandaat, in ons keuse vir Jesus as president. Handelinge 2 vers 42 tot 47. Ons moet mense lief hê. Johannes 3 vers 16 en Johannes 15 vers 13 wat sê, groter liefde as dit het niemand as iemand wat sy lewe vir sy vriende aflê nie. Om vir Jesus as president te kies, my broer en suster, moet ons die groot opdrag voltooi wat Jesus vir ons gesê het, en dit is Matteus 28 vers 19, gaan
en maak disippels van al die nasies en leer hulle om dit te onderhou. Ons moet werk sonder ophou, sonder om moeg te word. Markus 16 vers 15 tot 18. Tot die dag van ons dood op hierdie aarde moet ons onverpoos werk vir die siele van mense om lewe en orde te bring in sy koninkryk. En so kom die Here en hy sê vir ons, ons moet weet dat ons in 'n stryd betrokke is. Net soos wat die politieke partye in 'n stryd betrokke was om mense se stemme te werf, is ons in 'n ander stryd, 'n ewigheidsstryd betrokke, waar die duiwel en sy bose magte ons probeer wegrokkel van die liefde en die boodskap van Jesus Christus. Ons moet weet wie hy is en hoe hy ons vyand is, hoe hy verdrukking in die mense se lewe bring. Ons moet selfvertroue hê en veg teen die vlees, Filippense 3 vers 3. En ons moet lewe in die krag van die Heilige Gees. En daarom, my broer en suster, kom die Here en hy sê, daar is belangrike dinge wat jy moet in ag neem, hoe jy oor moet dink wanneer jy vir my as president kies. En hy sê die volgende, hy sê, jy moet een ding onthou, dat in Christendom is daar nie 'n klousule om te sê, dat as jy die volgende doen, as jy die volgende goeie dinge doen, as jy dit doen of dit doen, of as jy dit nie doen nie, dan gaan ek my geld terugvra, wanneer jy nie dit doen nie. In Christendom is dit alles in liefde geskryf. Die Here sê vir ons, my kind, wanneer jy vir my kies as president, moet jou ja wees, jou nee. Integriteit beteken om te doen dit wat jy sê. Jy moet as ware grypkrag hê. Grypkrag in die koninkryk van Jesus Christus en besef dat ons ten bloede toe moet weerstand bied teen die sonde, want daar is mense wat vir ewig verlore kan gaan. Aspek wat ons baie duidelik moet besef van Johannes 14 vers 6 is, you either accept Jesus or you reject him, but you cannot ignore him. Die keuse van lewe en dood lê in my en jou hande. En soms vra die Here vir ons, en het ons nie altyd die kennis en die verstand en die gawes en die talente om hierdie groot magtige predikers te wees nie, en Bybelse profete te wees nie. Maar soms vra die Here vir ons, go ye into the whole world and preach the whole gospel of God, and if you can, say a few words. Ons krag lê nie net in ons woorde nie, maar dit lê in hoe ons mense behandel en hoe ons lewe vir Jesus. Jesus sê, as jy vir my as president kies, moet jy weet dat ek verwag die volgende van jou, as 'n lidmaat van hierdie party, 'n lid van hierdie party. Ek verwag van jou om nie wêreldse plekke te gaan besoek nie. Ek verwag vir jou om nie wêreldse habits en praktyke, daai die Afrikaanse woord het nou vergeet van habits, te doen nie. Om nie wêreldse plesiere te soek nie. Want iemand wat hierdie dinge doen, gaan sy of haar geestelike lewe ernstige skade berokken en miskien ook voorkom dat daar baie
is wat nie na Jesus toe kom nie. En daarom vra ek vir jou vandag en ek sê vir jou, my broer en suster, as jy vir Jesus kies, dan kies jy compassion, om barmhartig te wees, bo daarvan om bekommerd te wees. Matteus of Markus 6 vers 30 tot 34 lees ons dat toe Jesus na die tempel toe gekom het, het die mense in die tempel vir hom gevra om liewerste weg te gaan. Mense is eerder bekommerd oor, wat gaan die mense van my dink, wat gaan die mense van my sê, as om uit te reik en mense wat in nood is, uit te ruk uit hierdie morasse van die wêreld. Ons intensies moet wees Jesus alleen. En dan wanneer Jesus kom en hy ruk jou uit die sonde morasse van die aarde uit, dan vat hy hierdie sondes weg van ons af. Die Here sê dit baie duidelik, hy sê, al was jou sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit so rooi soos bloed, dit sal wit word soos wol. En wanneer jy dit aan mense verkondig, dan sal die mense die morasse uit hulle self uitneem. Wanneer ons deur Jesus van die binnekant af skoon gemaak is, dan vat ons en ons maak onsself ook van die buitekant af skoon. Het jy 'n plek vir my in jou hart? Nee. Die vraag moet eintlik wees, in die koninkryk van Jesus Christus as president, het ek 'n plek vir jou in my hart. Kinders van God, moenie ore afkap, terwyl Jesus daarop uit is om mense te wil gesond maak nie. Dis 'n kwaliteit wat ons moet hê. Ons sien dit, dat die president het voorgeloop, Jesus het daar in die tuin van Getsemane, het hy Malchus se oor wat deur Petrus afgekap is, weer teruggesit. Jesus wil gesond maak, maar baie keer wil die kinders van die Here ore afkap. En dit wat Jesus sê, moet ons weet, if God said it, therefore it's settled. Hier is 'n klomp kwaliteite wat belangrik is in die party vir Jesus as president. En Jesus het alles vir ons kom wys. Hy het gesê, wanneer jy op 'n punt kom in jou lewe waar daar niks is wat jy aan jou uitkoms kan doen van jou siekte of jou pyn of jou situasie waarin jy jou bevind nie. Jy het alles probeer. En daar is nie uitkoms nie. Sê die Here, los dit. Los dit, let it go and let it God. Want dan het die Here 'n baie spesifieke rede hoekom hy jou in daardie situasie geplaas het. En soms sê die Here, bid ons vir greed in ons lewe. En wil die Here hê ons moet eintlik bid vir dit wat ons nodig het. Ons moet 'n gesindheid hê van wat joune is myne. Nee, ons moet nie so 'n gesindheid hê nie. Ons moet 'n gesindheid hê van wat myne is myne. Nee, sê die Here. Ek wil nie hê julle moet so 'n gesindheid hê nie. Maar julle moet die gesindheid hê van wat myne is joune. Ons sien dit baie duidelik in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Die Lewiete of die priesters wat verbyloop, verby hierdie een wat onder die rowers geval het. Hy sê van wat myne is myne. Die rowers sê wat myne is joune, maar die barmhartige Samaritaan sê wat myne is joune. So, what is yours is mine, dis 'n wêreldse gesindheid. What is mine,
is 'n wêreldse gesindheid. Maar Jesus kom wys vir ons as die barmhartige, wat myne is joune. Die hemel met al sy skatte is joune. En daarom moet ons uitgaan en sê hierdie manifest vir ons baie duidelik vir Jesus as president. Feed the church. Dis die doel van die kerk. Feed the body, soul and spirit. Wanneer ons mense se liggame alleen voed en net vir hulle kos gee, dan kry ons spooke wat in die kerke sit. So ons moenie net vir mense kos gee nie. Maar wanneer ons net daar uit is om mense se gees te voed, dan kry ons lyke in die kerk. Mense wat niks wil doen nie. En wanneer ons net die siel van mense wil voed met woorde, dan kry ons rebelse mense. Jesus sê, ons moet 'n holistiese beeld hê van hoe ons mense moet voed en hoe ons mense moet dien. Liggaamlik, geestelik en ons moet die siele van mense voed. Want Jesus hy was iemand gewees wat die skares getrek het. Hy het hulle geestelike nood gevoed. Hy het hulle die evangelie van Jesus Christus gebring. Hy het hulle fisies in nood gevoed. Hy het die siekes gesond gemaak. En dit is ook ons taak op hierdie aarde. Hy het hulle sosiale behoeftes, het hulle aan ander gegee. Hy het vir hulle kos gegee. Dit is my en jou taak in hierdie groot koninkryk van God. Wanneer jy moeg is, kyk op. Wanneer jy in 'n put is, kyk op. Die Here sê, breek die reëls en bedien mense, al is dit hoe onmoontlik. As jy gearresteer word en jy sê jy is 'n kind van die Here, sal daar genoeg bewyse in jou lewe wees om dit te bewys. En so kom die Here en bring vir ons hierdie kwaliteite van hierdie party, hierdie manifest van Jesus as president. Kyk om jou, daar is 'n skare van geloofsgetuies wat rondom ons is, wat al reeds die pad loop. Ons moet patrone van seek patterns of attachment. Met ander woorde, ons moet daar wees waar mense ons nodig het. Ek wil afsluit by broer en suster deur vir ons net die volgende voor te hou, wat as ware alles opvang wat Jesus vir ons wil kom sê. Hy sê, God se logika werk anders as die logika van mense. As jy ryk wil wees, gee uit. As jy ver wil sien, gaan staan op jou knieë en bid. As jy nog verder wil sien, gaan lê op jou aangesig voor die Here en jy sal die verste sien. Die kerk het jou nodig. Die Bybel is die ware woord, die ware manifest van God. Kom ons verkondig dit suiwer, want die Here verwag dit van ons as deel van sy party vir Jesus as president. Mag hierdie boodskap vir jou ryklik seën vanoggend. En kom ons vertrou die Here dat hy 'n groot ding ook in elkeen van ons se lewens sal doen. Kom ons bid saam. Here, môre roep ek uit, Amandla, Amandla, Viva, Jesus vir president van my lewe en van elkeen wat vanmôre luister. Dankie dat u vir ons duidelik die verklaringe uitspel van hoe ons deel kan word, hoe ons lidmaatskap kan hê van die koninkryk van God. Seën vir ons vanoggend. Dankie dat ons kan kies vir die regte party
wat vir ewig en ewig saam met U sal lewe. Ons prys U in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons gaan 'n laaste lied saam sing tot eer van die Here en dan sluit ons hierdie diens af in sy naam. Daar is baie dinge vanoggend gesê wat jy miskien nie gaan onthou as jy nie teruggaan op die preek en elkeen individueel gaan kyk nie. Maar ek wil julle huis toe stuur vanoggend met hierdie klein verhaaltjie. En as jy dit kan onthou, dan is dit 'n samevatting as ware van dit waaroor ons gepraat het vanoggend as Jesus vir president. Antie, hoor ek iemand agter my roep. Ek stap in die stofstrate van Pofadder. Dis droog en stowwerig. Ek steek vas en kyk om. 'n Klein vuil seentjie hardloop na my toe. Ek kyk die kind. Ag, Vader, hoekom is die kind so verskriklik lelik, dink ek. Sjoe, iewers het hierdie resepie lelik verkeerd geloop. Hallo my kind. Hallo Antie, kan ek Antie se gitaar dra? Ek het Antie gehoor sing. Ek haal my gitaarsak van my skouer af en haak dit oor syne. Kaal gebarste voetjies loop 'n paar tree in stilte. Die hempie se knoop is af, broekie se gulp is stikkend en aan mekaar gesit met draad. Antie, ja my kind. Antie sing baie mooi. Ek was vol mossievleis, so struik mooi, soos my ma sê. Wie het vir Antie daai mooi stem gegee? Seker maar Jesus, seun. Ja, hy het vir my ook een gegee. Ons loop. Weer dink ek aan die kind se lelike resepie wat oral op sy gesig geskryf is. Regtig? Jesus? Wil Antie my hoor sing? Dalk maak sy stem op vir die gebrek aan skoonheid. Rol dit deur my gedagtes. Asseblief seun, hy gee my gitaar terug. Hy kry 'n pause soos hy sy moves saam met sy lied kan maak. Hy kyk my eers in die oë en maak seker hy het al my aandag en hy begin te sing met 'n breë glimlag. Jesus het my mooi gemaak. Jesus het my baie mooi gemaak. My kop, my tone, my hande, my voete. Jesus het my so mooi gemaak. Ek hurk. Here, wees my sondaar genadig. Die trane vloei oor my wange, meng in die stof van Pofadder se strate. Seun, kan jy my vergewe vir my gelelike gedagtes asseblief? Jy is so mooi. Antie, ek weet nie wat Antie gedink het nie, maar Antie se oë praat nou Jesus. Ek haal my gitaar uit. Die wysie is maklik. Ek slaan die gitaar en hy jive uitbundig. Sy moves in Pofadder se stofstrate met boude en boep staan. Ek jive saam soos 'n kind. Jesus het ons mooi gemaak. Ek kyk sy gesiggie en ek sien sy glimlag praat. Jesus. Kom ons maak ons oë toe vir Jesus wat met ons praat vandag en met ons elkeen in aanraking kom. En gee liefde en omgee vir Jesus se mense. Amandla, viva Jesus vir president. Amen.
Baie dankie dat julle vanoggend hier was en ek hoop en vertrou dat die woord het almal goed gevind in die hart en mag julle geseënd wees in hierdie dag en hierdie week wat kom.